Goeiemiddag, liewe vriende, dis Eloise Simon, 6 Augustus 2026 met my 5 minute woord boodskapie. Ek gesels graag met julle uit Jakobus 4, vers 13. Onsekerheid van menslike planne. Nou as julle kyk na die foto wat ek geplaas het, is van my sussie op haar troudag met haar bruidegom en dan ek wat nou daar by die tweekie staan. Toe hulle daar gestaan het hulle geen idee gehad wat die toekoms vir hulle inhou nie. Hulle het geen idee gehad waar hulle vandag op 6 Augustus 2026 gaan staan en daardie foto is geneem op, ek dink is die 10de Desember gewees, 2010. Nou, hy sê so onsekerheid van menslike planne in vers 13 van Jakobus hoofstuk 4. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. So die Vader, ons Here Jesus, die Heilige Gees, gee nie om as ons planne het nie. Hy wil net hê ons moet weet en ons moet tred hou met sy wil, wat die laaste sê in jou lewe moet wees. Nou, waar hierdie bruidspaar daardie dag gestaan het, het hulle nie geweet dat hulle hierdie tyd, hoeveel jaar later, 4 van die mooiste dogtertjies gaan hê nie. Pragtigste kinders. En soveel dinge wat in hulle lewe en in hulle huwelik gebeur het, waar God hulle deurgedra het. Omstandighede, goeie tye, slegte tye. Dis deel van die lewe. Maar die Here het hom vir haar gegee en hy het haar vir hom gegee om mekaar te dra. Nou is dit ook die geval in jou huwelik vandag? Is jy ook bereid om te sê, as dit in die Here se wil is, want luister nou mooi wat sê in vers 16, maar kom ek ritereer net gou weer terug na vers 15, in plaas dat julle sê, as die Here wil, en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Vers 16 sê, maar nou roem julle in jul groot pratery, al sulke roem is verkeerd, wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit 'n sonde. Dis in die Here se oë groot praat as iemand wat nou wetend. Somtyds is mense in onkunde. Dan sal 'n persoon sê, nee, ek gaan môre gaan ek vir my BMW koop en ek gaan even daar hierdie hele blok hierso besit van 20 miljoen rand en as die Here wil, as dit in my Vader se wil is en ek lewe nog, dit is vir Vader 'n teken van nederigheid. En wat het Jesus op die einde van die dag, die grootste oorwinning ooit gegee? Sy nederigheid teenoor sy Vader, sy opdrag om kruis toe te gaan. En wat was die vyand sy grootste val? Sy groot pratery, sy me, myself and I, sy trots, ek weet alles, en ek sal, het hy gesê, ek sal bo die Here se troon, bo die sterre sal ek uitstaan. En waar is hy vandag? Hy lê op sy bed van reiers en hy maak hom toe met sy kombers van wurms, sê Jesaja. Nou luister vir my nog baie mooi, my vriende. As jy getroud is, dan moet jy verstaan dat jy is so afhanklik van die wil van God. Verhoudings, verlovings, getroude lewe. Verhoudings moet jy probeer rein hou. Verlovings moet jy probeer rein hou, wat die vlees aanbetref. Jou huwelik is in die wil van God, die tyd vir mekaar een word. Dit is Vader se wil. Maar nou oordeel ek nie die wat nou, julle weet wat ek nou probeer sê, maar probeer. Vader beskou dit as nederigheid. Waar is die huwelik? Jy wat getroud is, waar is jou huwelik? Is hy in die wil van die Here, of waar is hy? Tot ons weer praat. Tata.